episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Jonker Venter. Goeiedag en baie welkom aan al die luisteraars wat vandag ingeskakel het om te luister na hierdie episode wat deel vorm van ons pastorale reeks. Gaan kyk gerus na ons pastorale reeks op ons webtuiste scriptura.co.za. En vandag wil ons toevoeg tot hierdie reeks daarin dat ons bietjie gaan gesels oor skinder en kinderstories wat versprei word en hoe dit dan ook in vandag se tyd op die sosiale media ook baie keer gebeur. En hiervoor sê ek dan ook baie welkom vir Jaco wat saam met my gaan gesels. Baie welkom Jaco, ek hoop ons geniet hierdie episode ook saam. Dankie Jonker. Goed, so vandag wil ons graag begin en ek gaan sommer met die, wat sê hulle, die deur in die huis val. En dan wil ek vir ons lees wat sê die 9de gebod. Ek dink as jy 'n gereformeerde luisteraar is, dan behoort jy dit ook goed te ken in die wandelgange. Praat ons baie keer van die oortreding van die 9de gebod, maar ek dink dis belangrik dat ons steeds net kennis neem daarvan, want wanneer dit oor skinder gaan, dan gaan dit oor die oortreding van die 9de gebod. Exodus 20 vers 16 sê, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Nou net 'n baie kort oorsig, waarom dan die 9de gebod? Hoekom wil ons enigstens vashou aan die 9de gebod? As ons dan nou 'n Nuwe Testamentiese gelowiges is, dit is baie duidelik dat toe Jesus aarde toe gekom het en gepreek het oor die koninkryk van God, het hy ook die wet van God gepreek, die wet van Moses, die 10 gebooie. Ons sien dit byvoorbeeld in die bergpredikasie, en dat hy daarin ook sê, hy het nie gekom om die wet te ontbind nie, of tot nie te laat gaan nie, hy het gekom om die wet te vervul. Hy is die vervulling van die wet, deur dit wie hy is en dit wat hy gedoen het. So ons is nog steeds gebind tot die morele wet van God, maar ons doen dit as gelowiges nie meer, omdat ons daardeur probeer om verlos te word, of ons saligheid te probeer bewerk nie. Ons doen dit uit dankbaarheid, omdat Jesus Christus ons verlos het, en daarom is God se wet steeds bindend op ons, en wil ons graag ook hierdie gebod nakom. Hierdie gebod staan ook in afhanklikheid van die groot gebod, kan mens maar sê, of eintlik dan die feit dat ons deel is van God se volk, dat God ons verlosser is, of dat God ons Here is, dat ons in verbondenheid met hom staan. So daarom hou ons graag ook hierdie gebod en staan dit ook op ons verhouding met die Here. En dan daarmee saam, wat ons dalk bietjie later sal by uitkom, is dan wat eis die 9de gebod volgens die uitleg van die Heidelbergse Katekismus, Sondag 43, vraag en antwoord 112. Dan ons sal dit later weer lees of aanraak. Daar staan, ek mag teen niemand valse getuienis aflê, niemand se woorde verdraai, nie 'n kwaadsteker of 'n lasteraar wees nie, niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie. Alle forme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwel se eie werke vermy, en as ek nie die sware toorn van God oor my wil bring nie. In regsaake en in ander handelinge moet ek die waarheid lief hê en opreg wees in wat ek sê en bely. My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder. So dit is net inleidend tot ons gesprek. Wil ek graag dan wegspring deur die eerste punt aan te raak, die aard, hoe lyk skinder dan in praktyk?
voordat ons in diepte gaan kyk na wat skinder is en hoe dit behoort hanteer te word, kom ons gesels net bietjie oor hoe lyk dit in praktyk sodat ons weet waarmee ons te doen het. Jaco, enige inleidende opmerkings van jou af of oor hierdie punt? Ja, skinder, in praktyk is die sogenaamde wit leuen, wat ons in ons Afrikaanse kultuur ons nou al baie gebruik, dit is seker die gevaarlikste vorm van skinder, of die meer goedgekeurde vorm van skinder, en ons gebruik baie keer daai ding van die wit leuen, om ons eie gewete so 'n bietjie vry te maak en te sis. En ek wil net ook by sê, weet nie of ons luisteraars weet nie, maar 'n baie goeie gereformeerde teoloog, Jerry Bridges, het 'n boek geskryf, en ek sal regtig aanbeveel, en ons sal ook vra dat die dames wat ons episode verwerk het in die skakel sit, het 'n boek geskryf, Respectable Sins, direk vertaal seker, gerespekteerde sondes. Nou, skinder is een van daai gerespekteerde sondes, is een van daai ding wat so fyn lyn het, van wat is nou skinder en wanneer is dit nou nie skinder nie, wat floreer op sensasie, né? Hou van sensasie, en om net, ek het 'n stukkie unieke inligting wat ek kan vertel wat niemand weet nie, en dit is ook soos om die sensasie verder te dryf, word daar so extra sensasie of grootsheid bygesit om die storie meer aantreklik te maak. Weet, daar word extra detail gesit, want as ek die storie net so oorvertel soos hy is, dan wie gaan nou geïnteresseerd wees in so 'n storie? So ek moet bietjie die ding skilder en informasie bysit, en ja, dan dink ek, dis mos nou nie erg nie, die kernwaarheid is daar, maar nou is die ding nou lekker om vir iemand oor te vertel. Ek kan dit nou vir daai ou vertel. Ek gaan vandag vir daai vriend van my net vertel van die ding wat ek gehoor het of gebeur het. Ek dink dit is die mees algemene vorm van skinder wat floreer. Ons daar's natuurlik ook skinder in die blaatante leuns, die doelbewuste verleiding, misleiding leuen, waar 'n storie regtig, dit het nooit gebeur nie. Die insident het nooit gebeur nie. Maar dit word vertel deur iemand om regtig iemand anders te na te kom. Dis ook skinder, dit is ook baie misleidend. Maar ek dink vir ons tyd van ons vandag, is die algemeen, veral met die sosiale media wêreld waarin ons leef, is hierdie vorm van skinder, hierdie respectable sin wat ek gehoor het. Ja, en ek wil voor ek verder gaan, wil ek sê, is 'n baie moeilike onderwerp om te praat hierdie, want ek vind myself in hierdie wêreld, en ek vind my eie hart ook baie maklik aangetrokke tot 'n sensasionele storie. So kom ons wees mekaar eerlik. Predikante is nie ook heilige mense nie, ons is sondaars met 'n sondige natuur, wat ook versoek word, en ek dink hierdie is 'n versoeking vir ons almal. En soms dink ek nogal is 'n groot versoeking vir ouderlinge en vir predikante wat in pastorale sake werk, om so 'n klein stukkie van die storie uit te lap aan iemand anders. Omdat die ding is so groot, mense moet dan net weet, hierdie ou wat julle so aankyk in die kerk, weet julle wat die ou aanvang, jy weet. En so, dis 'n groot ding hierdie ding. Ek dink toe jy gekom het met die voorstel van die onderwerp, het jy nogal gesê, so 'n moeilike een, maar ek dink dis een van die grootes waar ons moet praat in ons tyd, ons sosiale media tyd, en slimfone tyd waarin ons leef. Ja, die rede hoekom dit vir my moeilik is dit is so eintlik algemeen, en dit is amper so, ek wil sê glibberig, dat hou nie vatplek kry om dit prakties te kan sê nie. Dis eintlik so algemeen en alledaags, dat 'n mens nie kan sê, hoorie, maar hierdie is verkeerd of daardie is verkeerd. Ons praat mos van wit leentjies, soos jy gesê het. Ek dink jy het nou laastens iets genoem van, selfs in die bediening, kan 'n mens, jy weet, predikante is ook vatbaar vir dit, en soos wat mens baie keer sien by mense, is dit baie keer met sogenaamde goeie bedoelings. Ek gee om, ek moet, hierdie ding moet uit, ek moet op 'n manier, dalk as jy radeloos selfs, né? Of jy weet nie hoe om die saak te hanteer nie, dan gaan praat jy met iemand, en baie keer dan word dit sommer 'n maklike kinderstorie, ja, ek het dit of dat, wat ek nou mee te doen het, en dan word dit iets wat goed bedoeld was, of waar jy raad dalk nodig gehad het, word nou 'n ewel
en omdat dit verkeerd hanteer word. So jy kry selfs dit, nê. Ek het nou terwyl ons gepraat het gedink aan Spreuke 6. In Spreuke 6 vers 16 staan daar, hierdie 6 dinge haat die Here en 7 is vir sy siele gruwel. En nou kan jy in al daardie goed kan jy mooi ontleed as jy nou wil, maar jy hoor in al hierdie dinge skinder en leuns. Daar staan trotse oë, leenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop, een wat as valse getuie leuns verstrooi en tussen broers tweedrag saai. Ja. Dis die eie aard van die leuen teenoor die waarheid. En so jy verkondig eintlik dus, soos wat ons sê, halwe waarhede. Ja, nee, jy het gepraat ook oor die sosiale media en dis nou weer 'n ander gemors, nê, want daar kan 'n mens maklik agter jou sleutelbord wegkruip, dink jy kruip weg en dan kan jy sê net wat jy wil en dan word daar groot geskinner en klets. Ja. En oor sosiale media net om by te voeg is jy kan soms onbedoeld betrokke raak by leuen, want daar vloei so baie dinge op sosiale media in. En 'n mens kan jou nie self verontskuldig van die verantwoordelikheid om feite eers te ondersoek nie. Baie keer redeneer 'n mens, ek het die storie gesien en gedink dis waar en toe stuur ek dit aan. Dit verontskuldig jou nie. Jy het 'n verantwoordelikheid. Jy as 'n gelowige voor die Here het 'n verantwoordelikheid om stadig te wees met jou tong. Die Bybel sê in Spreuke, waar woorde baie is, daar is die sonde gou naby. En so, die Bybel roep ons ook op om sake goed te ondersoek, glo ek. En so, ons as 'n Christen het 'n verantwoordelikheid om dit wat ons hoor, 'n paar reaksies, maar ek dink die eerste reaksie is, as jy voel dis belangrik en jy moet iets daarmee doen, dan moet jy eers jouself goed van die feite inlig. Voor jy net 'n kanaal word, by die kop in en by die mond uit, jy weet. So, jy kan jouself nie verontskuldig van feite wat jy lees en dit vir 'n oomblik aanvaar en dit te vinnig aanstuur en later agterkom dit was 'n blaatante smeer ding waarvan jy deel is. En dan te sê maar, okay, ek het nie geweet niks onskuldig. Dit werk nie so nie. Ons het 'n verantwoordelikheid ook om juis proaktief te wees. En so dit is die gevaar van sosiale media en WhatsApp boodskapies wat ons kry en sulke goede. Ja. En ek het vanoggend 'n skrif gelees wat nogal vir my die Bybel het 'n manier om baie keer beeldspraak te gebruik, Spreuke 26 vers 20 en dis 'n bietjie 'n vrye parafrase. Waar geen hout is nie, gaan die vuur dood. En waar geen kwaadstoker is nie, bedaar die twis. En dit is die gevolg van baie vinnig praat. Dit stook net aan. En dinge bietjie halwe waar jy dit verdraai, maar daar waar dit stil is, kan jy 'n oorlog of 'n twis of 'n vyandskap eintlik blus. Want daar's nie petrol op die vuur daarvoor nie. En dis belangrik dat ons daai verantwoordelikheid verstaan. Dis die groter verantwoordelikheid wanneer ons omgaan met stories of met dinge of met inligting, waterbron ook al. Ja, so ek dink die luisteraars kan agterkom ons soos ons gesê het, dis baie moeilik om praktiese voorbeelde te gee, want dit is so volop, dit is so oral rondom ons, nê. Maar as mens nou dalk net een handvatseltjie kan gee van hoe lyk dit in praktyk, jy sal dit tipies sien waar mense gewoonlik voor of na 'n vergadering of samekoms of wat ook al sal mense praat, nê, onder mekaar. En natuurlik die ou oor wie gepraat word, vind jou laaste uit natuurlik. So dit is hoe dit in praktyk lyk. En ons almal is skuldig daaraan. Tot 'n mate, tot 'n sekere mate. Ja. As ek net twee dinge kan byvoeg, Jonker. Sensasie is vir my nogal 'n groot ding agter skinder. Waar jy sensasie raak sien, mooi seker wat jy hoor. Nee, wanneer dit 'n sensasionele storie begin word. En die tweede ding is wat daarmee saamloop is 'n stuk inligting wat sogenaamd net jy weet of net daai persoon weet. So geheimsinnig. Baie groot geheim. Ek weet iets wat ek vir jou moet vertel. Daar's nie inligting hieroor in die wêreld of by ander mense nie. Wanneer jy daai tipe goed begin sien, dan moet jy regtig jou antennes hoog oplig en stadig wees om te praat en verder te gaan met die storie. Ja, en dit lei ons mooi na die volgende punt, die aard en effek van skinder, nê.
So ons sien hoe lyk dit in praktyk, maar dit is dis nie los van die aard daarvan nie. En die effek, die uitvloeisel daarvan. So ons het nou klaar gepraat van die soetsappigheid en geheimsinnig van aard eintlik. Maar goed, kom ons probeer om so 'n bietjie dieper indelf na die kern en die wese van wat skinder is. Ek weet nie of jy ietsie daar wil begin inlei nie. Die effek van skinder, Jonker, dit breek verhoudings, dit bring skeuring in kerke, dit bring langtermyn skade. Prediker 10 vers 1 ook bietjie vrylik gestel, 'n bietjie dwaasheid weeg swaarder as wysheid en eer. En dit bring ook groot skade vir jou eie veral in die bediening, vir jou eie betroubaarheid in die bediening. En ons kan nie die verantwoordelikheid daarvan wegneem nie, want Jesus het vir ons geleer in Matteus 12 vers 36, van elke ydelle woord wat ons spreek, sal daar rekenskap geneem word. So, as 'n verantwoordelikheid teenoor verhoudings, teenoor mense, die effek op die liggaam van Christus. Dis kinderstories, ons leef in 'n tyd, ek meen, jy weet selfs van die onlangse insident, en ek dink dit is 'n goeie voorbeeld. Ek meen, ek het daai storie gelees van Stephen Nichols, jy weet seker daarvan, ons het almal al daai ding gelees, 'n bietjie gepraat daaroor. In die begin het dit vir my gelyk soos die ding voorgehou is, en dit is nou presies die effek. Die eerste party het gereageer, en ek het nog, wow, Stephen Nichols, ek is so geskok. Ja, jy het amper dit aanvaar as waar, né? Maar nou na 'n tyd is daar links en regs stories al uitgegooi, en ek is so bly ek het nie iets daaroor op sosiale media gesien. En as ek nou terugkyk na die storie, geloofwaardig, die eerste storie geloofwaardig. Die eerste storie was geweldig geloofwaardig van die party wat betrokke is. En ek gaan nie die detail noem nie, want ek wil nie deel raak. Ek wil net dit illustreer. Nou as jy terugkyk en jy weet self hoeveel stories al gevloei het oor die ding. Kyk wat se skade daar gekom. St. Andrew's Chapel het soveel skade gelei. Daar waar die kerk wat as vir 'n spel gestig het. Jy kyk na verhoudings tussen mense, daar's mense wat in dieselfde kerk was, wat nou aan al beide kante van die storie sit. Op die oomblik weet niemand nog wat die waarheid is nie, maar daar's as 'n reputasie van Stephen Nichols, en ek weet nog steeds nie wat die waarheid is nie, en jammer dat ek nou die naam noem, maar dit is in die media, 'n reputasie van Stephen Nichols, of die ander Stephen Adams ou, en jy weet op die oomblik wat dit is, maar as daar's 'n reputasie skade gedoen aan al twee kante, die hele bedienings, en mense wat die storie begin vertel, want ek het nou partye gesien wat opneem, wie glo hy nou in? Okay, ek glo nou in die ou se storie, so ek begin die storie dra. Ek glo in die kant van die storie, ek begin die storie. So dit klink soos 'n vuur. Dat my dink aan Jakobus wat sê die tong steek die hel se vuur. Ja. En die effek daarvan is soveel gevolge. En as die storm gaan lê, dan voel jy eintlik skaam oor jouself wat jy betrokke was. Dis gewoonlik die probleem, nê. Jy weet, mense, jy sê 'n ding in sogenaamd opregtheid of in onkunde of in naïwiteit, en na die tyd sit jy met gevolge waarby jy ingetrek is deur jou eie dade. Ja. En dan weet jy, iemand het lank terug vir my gesê, en dit bly al baie lank by my, en ek wens ek kan dit 100% toepas. En hy het gesê, jy is nooit spyt oor die woorde wat jy nie gesê het nie. En soms is 'n mens, maar in algemeen is jou spyt en die gevolge van dit wat jy nie gesê het nie, baie kleiner en soms min en geen. Maar jy kan nooit terugtrek wat jy gesê het. En al is daar die vergifnis van Christus, die effek van wat jy gesê het en die skade daarvan, as alles hoog bedoel, spook soms by 'n mens vir baie lank. En daar's vriendskappe, lang vriendskappe, wat soms daardeur net nie herstel nie, want daai ding wat jy deel van was, het so diep gesny. Dit breek baie dinge, kerke, vriende, familie, en so. Ja, dit laat my dink, nee, die aard en effek van skinder, die aard daarvan is juis om skeuring te veroorsaak. Ja. En die effek daarvan. Dit kan nie anders nie. Dit moet verdeeldheid, twyfel en skeuring veroorsaak. Want dit is in die wese van wat skinder is, want dit wil die leuen verkondig. Dalk in goed bedoelde intensies, maar dit verkondig 'n leuen. Ja.
Nee, dit en hoeveel skade kan dit lei in 'n gemeente byvoorbeeld? Jy weet 'n eenvoudige skinderstorie, een storieetjie. Ja. Die wese en die aard van skinder gaan terug na die sondeval, die begin van die sonde. Daar is 'n valsheid verkondig. En dit is daai geheimsinnigheid. Het julle geweet? Julle kan soos God wees. Ja. Nee, maar dis 'n leuen. En is nie gebaseer op die waarheid nie. Maar dit is soos 'n veldbrand wat aangesteek word. Ek het iemand het 'n voorbeeld vir my gebruik van wat 'n ander persoon weer met hom gebruik het en ek seker die persoon wat dit vir my vertel het gaan luister na hierdie episode. Maar van iemand wat kinderstories versprei in 'n gemeente en na baie 'n tyd lank, jare dalk tot die besef gekom het dit was verkeerd en verskoning en vergifnis vra en so. En dit was in 'n situasie van 'n predikant en so aan. En daardie predikant sê goed, nee, ek vergewe vir jou. Maar gaan doen my net 'n guns, gaan strooi hierdie sak vol vere in die dorp asseblief. En daarna dan gaan jy gaan tel dit alles op. Want dis die effek van skinder. Jy gaan nie daai goed optel nie. Ja. Die wind waai vir dit. Ja. Waar hy wil. En dis die hartseer van skinder. Ja. Ja, goed. Jaco, as jy nou nie nog iets wil sê nie, dan gaan ons oor na die gebod wat ons vroeër gelees het en die verbod. Dit wat die katekismes vir ons uiteen wil sit. Ek weet nie of jy iets wou bysê eers nie. Ek wou, maar toe neem jy my woorde uit my mond uit, so gaan maar aan. Okay, mooi. Ja. Nee, goed, so wat ons sien in die uitleg van die katekismes van die 9de gebod, jy mag nie valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Daar hoor ons die verbod in die 10 gebooie. Met ander woorde, jy mag nie dit doen nie. Jy moet maar die verbod het natuurlik altyd ook 'n gebod. So wat jy nie mag doen nie, impliseer ook wat jy wel moet doen. Want ons het nie 'n geloof wat net op moets en moenies gebaseer is, maar eintlik wat op die waarheid gebaseer is en wat uitgeleef word. En daarom gaan dit ook oor wat moet ons doen. So goed, wat sê die katekismes vir ons oor die verbod? Jy moet nie vals getuienis lewer nie. Ek weet nie of jy daaroor iets wil sê nie. Ja, ek hou so mooi van in ons gereformeerde leer en ook dan in ons katekismes dat dit nie net fokus op die wettiese kant nie. Natuurlik is die wet ook waar, daar is definitief moenie dit doen nie. Maar hulle dat hierdie gebod so rond eintlik in die skrif is en dat ons belydenis dit so mooi na vore bring. Ons katekismes hoor dat die positiewe kant word amper meer beklemtoon en aangemoedig as net die vreeskant, né? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself en die goue reël moenie in iemand iets anders doen wat jy nie in jouself wil gedoen nie. En jy word baie sterk aangemoedig en dit gaan nie oor ook dat die 9de gebod sny tweede kante toe. En dat daar is definitief dinge waarvan ons die Bybel vir ons leer, weerhou jou van hierdie dinge, maar dan die pragtige kant daarvan wat ons in ons katekismes leer is dat jy die beste van jou naaste soek, sy beste getuienis beskerm, totdat jy die waarheid, jy nooit uitpraat tensy daar 'n waarheid is wat jy weet nie. En dan selfs in daai geval is dit vir my so mooi dat as ons Matteus 18 kyk, dat dit privaat hou sover as moontlik, nê? Dat dit breek eers die saak oop wanneer daar regtig 'n pad gestap is. Eerstens is in jou en die broeder, as jy weet van iemand wat iets gedoen het, dan selfs om sy reputasie te beskerm en hom as 'n gelowige te beskerm, gaan jy eers na hom toe persoon en sou hy bekeer, dan is die saak tussen julle twee. So nog steeds word sy reputasie as gelowige beskerm. En eers regtig wanneer daar nie by 'n punt kom en daar geen bekering is nie, dan kring dit uit. So ons sien in hierdie gebod dat die Here werklik op genesing ingestel is, herstel ingestel is. Jy baie keer in sekere kringe in sekere wettisisme kringe of jou tipiese bekeringskringe al jy preek is bekering is dit net hierdie gehamerheid. Die spyker word al hoe dieper in die grond ingeslaan aan die negatiewe kant.
Maar ons sien tog dat die Here, selfs as ons dink aan die praktyk van die berading van 'n huwelik, die Here, selfs as daar oorspel is, begeer die Here dat daar bekering sal wees, en selfs in daai geval dalk die huwelik sal wil red, sou dit moontlik wees, al het die persoon in die ontvangkant die reg om te sê, maar ek sien nie kans nie. Is daar altyd hierdie fokus van herstel en genesing, en selfs in die gevalle moet dit ons fokus wees om ons broeder, en selfs ons naaste, as dit ongelowig is, sy eer te beskerm, en reguit met die waarheid te sny, maar dit so klein as moontlik te hou. Die kring waarbinne in dit moet gebeur, eers net jy en die persoon. En dit fokus op die beskerming van die persoon, en dat ons die beste van iemand ook moet glo, as ons nie seker is nie, dat ons nie met daai storie loop nie, dat ons die betroubaarheid en die geloofwaardigheid van 'n broeder of 'n suster beskerm, as ons nie die volle waarheid het nie, en of nie seker is. Ja, nee, ek dink dit is, ons gaan nou 'n bietjie by die praktiese kom. Dit tref my net soos wat jy dit noem, dit gaan oor die groot gebod, jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself, en hierdie gebod wil juis dit bevorder, die positiewe deel soos jy gesê het, nee. Hy wil deur die verbod jou eintlik help daartoe om jou naaste te bevorder. Dit laat my altyd dink aan wanneer die nagmaalsformulier gelees word, almal genooi word na die nagmaalstafel toe en 'n selfondersoek in hulle lewe in te stel, of jy dan ook daardie voorneme het om jou naaste te bevorder, maar dan kom die woorde, hulle wat dan nie moet aansit nie, is almal wat skeuring en oproer in kerk en staat wil veroorsaak. Almal wat vals sweer en wat hulle ouers en owerhede ongehoorsaam is. En mense soos twissoekers en haat en nait teen naaste lewe. Jy weet, jy kan eintlik in al hierdie dinge gaan raak sien. Hy praat later van egbreekers, horeerders, jy weet, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars. Dis als deel van die leuen. Dis als deel van om nie die waarheid te praat en te leef nie. Goed, maar dan die gebod. Die gebod sê ons moet in waarheid lief hê in opregtheid. So ek dink ons het dit nou al so bietjie bespreek. Ek weet nie of jy nog iets daaroor wil sê nie. Nee, ek dink ek net twee tekste wat ek in gedagte gehad het. Efesiërs 4 vers 29, laat geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie, maar net een wat goed is tot opbou. En selfs wanneer jy moet kritiseer, kan daai beginsel geld. Wanneer jy moet teregwys, tot bekering roep. En ook Kolossense 4 vers 6, laat jou woorde altyd aangenaam wees, met sout besprinkel. En dan Spreuke 12 vers 18, 'n wyse tong bring genesing. So dit is die manier hoe ons selfs oor iemand se sonde of se teregwysing kan praat. Ons moet daai vraag vir onsself vra. Gaan dit tot opbou? Het dit sy bekering tot gevolg? Het dit sy genesing? Of is my doel om hom af te trek? En is my uitkoms dat hierdie broeder in die samelewing of hierdie suster in die samelewing tot minder moet wees, of ek wil die persoon nou uithaal. Mense moet weet wie is hierdie persoon nou. Ek wil hom expose. Ek wil hom ontbloot, weet. Ek dink wat ons hierby moet voeg, en jy het dit al genoem, maar ons moet dit gaan oor die naaste liefde en die eer wat beskerm moet word. Jy het net al baie mooi gepraat daaroor. Ons moet jy moet jou naaste se eer beskerm, selfs wanneer daar 'n situasie is. Nou waaroor gaan dit? Ons kerkorde gee vir ons baie mooi riglyne daaroor, maar dat dit gaan eintlik oor Christus en dit gaan oor die evangelie wat herstel bring, en so daarom moet jy altyd soek vir die eer van jou naaste. Selfs al het hy byvoorbeeld gesondig, moet jy dan die saak in isolasie hanteer, sodat Christus se eer, God se eer nie skade ly daarin en die evangelie nie. En dit bring ons nou eintlik mooi by die praktiese deel, nee? Hoe hanteer ons dan sake prakties, waar daar geskinder word? So net so 'n paar praktiese wenke wat ons kan gee vir luisteraars wat dalk vassit in situasies waar daar so groot skade gelei is, waar dit werklik waar verhoudings en gemeenskappe en vriendekringe dalk verwoes het of skade gelei het, waar dit jou identiteit selfs aangeraak het, in die werksplek of waar ook al, of in die kerk. Die Jaco, wil jy vir ons daar iets inlei?
Ja, 'n mens moet 'n paar vrae vir jouself vra. Jy moet seker maak van die ding wat jy wil bespreek of wil tot lig bring. En ek dink daar is ruimte vir dinge tot publiek bring, maar dan moet jy seker maak daar is eers genoegsaam met die individu probeer praat. En ek dink daar's dinge soos wat ons al vir mekaar gesê het, is iets in die publieke domein gedoen of nie? As 'n ou doelbewus die kerk of mense mislei het openlik in die publieke domein en goed gesê het in die publieke domein, dan kan mens ook die ding wat hy gesê het voor ander weer lê. Maar ons fokus moet altyd, soos ons reeds met mekaar gesê het, in privaatheid wees en vra eerstens vir jouself af, is ek seker oor wat ek gaan praat? Het ek die feite? Maak seker van die feite. En as jy onseker is, wag eers nog. En as jy dan gaan, stel dit ook op 'n manier dat ek het iets gehoor en ek voel ek moet na jou toe kom. Ek is nie seker nie, maar ek het gesien dit wat jy dalk gedoen het en dit het vir my so gelyk. Gebruik daai tipe taal waar jy nie 100% seker is nie, maar jy voel jy in jou hart oortuig voor die Here, ek moet met die persoon gaan praat oor die saak. Of ek moet vir iemand anders gaan raad vra. Dan moet jy baie seker maak ook hoe jy dit noem, dat jy nie dit as 'n feit uithou nie, as 'n absolute feit nie. Terwyl jy weet, ek weet nie heeltemal nie, daar's 'n klein deeltjie wat ek vermoed wat waar is. Ek dink dis baie belangrik. Toets ook jou motiewe. Dis waar jy moet begin. Toets regtig jou motiewe. Hoekom wil ek met die ding met my ouderling gaan bespreek of met my predikant? Of hoekom wil ek met die ding publiek gaan? Wat is my motief? Kan ek eerlik vir myself sê ek het die beste van hierdie broeder en van Christus se kerk en God se eer in my hart? En dis belangrike vrae om te vra. Ek dink jy het 'n baie goeie vertrekpunt om te sê, weet jy, moenie oorhaastig optree nie. En dit wat jy als genoem het, kan ek saamvat as bid daaroor. Dit is 'n biddende saak wat regtig in wysheid hanteer moet word. Nou moet ons ook onderskeid tref. Wanneer ons nou praat van advies of raad aan iemand, nou moet ons eers vra met wie praat ons? En hoe is jy betrek by die saak? Is jy primêr betrek by die saak of sekondêr? Jy weet, het jy gehoor via iemand anders, daar's 'n storie wat loop? Is dit iets waarvan jy maar net kennis neem? Is dit iets wat jou self benadeel het en wat dalk primêr oor jou gaan? En dit bring onmiddellik emosies van verontrechting of wat ook al die geval is, nee. Maar die punt is, jy voel onmiddellik geraak en getref daardeur. En dan wil mens optree. So daarom is ek dink, dis baie goeie advies om te sê, raak kalm en oordink die ding, as jy moet met iemand praat, kry 'n betroubare persoon wat die saak in isolasie kan hou, want hoe meer mense jy betrek, hoe meer maak jy jouself skuldig aan skinder. Dan wil ek aanhaak by wat jy gesê het, maar ek wil dit handvat sal gee. Toets in elke situasie. As jy iets gehoor het, ek weet byvoorbeeld by Fopnuus is dit baie keer die geval, dat 'n mens, jy moet eers vra, wie is die bron wat die nuus vir jou bring? Is dit 'n betroubare bron oor die algemeen of 'n persoon? Is daar feite wat gegee word? En kan die feite geverifieer word? En soos ons net nou gesê, dis 'n sensasionele storie baie keer, so is dit nodig om die inligting te hê? En wat moet jy met dit maak? Is dit opbouend? Jy weet, dit gee vir jou klaar indikasie van hoe jy met sake moet hanteer. En dan natuurlik altyd daai vraag, baie keer as mense oor 'n storie praat dan en deel word van so 'n storie, dan sal jy self dalk skuldig wees daarin en sê, ek sal dit voor homself sê. Jy weet, die persoon waaroor geskinder word. Maar die vraag is, gaan jy dit voor hom sê? Ja. Dis nie sal ek nie, maar gaan ek? Ja. En as jy nie gaan nie, dan is jy jy besig om te dan het jy ook gejok. Dan het jy ook geskinder. Ja. So ek dink dit is 'n toetse wat 'n mens kan vra vir jouself. En kyk,
jy's nogal ongewild wanneer jy 'n storie stop in die kiem smoor, Ja. nê. Wanneer jy dadelik iets hoor van iemand, want partymal het jy die inligting nodig om mense te kan help, veral wanneer jy in 'n posisie is soos in 'n predikant of 'n herder of leraar, nê. Dan moet jy inligting partymal hê tot jou beskikking om mense te kan help, maar jy moet jouself regtig afvra, het ek hierdie nodig? Of moet ek hierdie mense stop in wat hulle nou doen? En die oomblik wanneer jy hulle stop baie keer, dan sny jy baie keer die lyn af en word mense geafronteer omdat jy hulle eintlik beskuldig het van skinder. Indirek. Ja. Ja. Jonker, ek wil eintlik net saamvat in twee dinge wat jy gesê het. Jy het eintlik baie van dit gesê wat ek wou sê vinnig. Emosies, emosionele reaksies en reaktiewe reaksies is baie gevaarlik in die algemeen. Moenie as jy regtig vreeslik ontsteld is oor 'n storie wat jy gehoor het, dadelik op jou WhatsApp, op sosiale media of op die foon klim en iemand bel nie. Laat die saak lê en broei en kry perspektief, raak rustig. Emosionele reaksies is gewoonlik baie gevaarlik en ook reaksie. Moenie reaktief, dit loop eintlik baie saam. Moenie reaktief reageer nie. Berekend, reageer berekend. Ja. Ek wil nie teen jou praat nie, maar ek wil wel sê wanneer mens in 'n direkte situasie is, moet 'n mens nie uitstel om sake op te los nie, want dit kan dan ontaard in 'n verdere geskinder, nê. Ja. En dan naderhand is verhoudings al klaar so skade gelei dat terwyl die yster warm is met jou partymal slaan, maar dit vra regtig wysheid van die Here. En as jy weet jy gaan verkeerd optree of jy is nie baie seker nie, dan sê ek ook, staan terug, oordink die saak, bid daaroor. Goed, Jaco, so maar dit is 'n baie kort episode vir baie gekompliseerde situasies waarin mense baie keer sit, wat nie altyd maklik is nie. Ek weet nie of jy nog ietsie wil byvoeg by die gesprek nie. Ek het byvoorbeeld 'n laaste nota gemaak. Is daar situasies waarin jy eerder moet stil bly? Ek weet nie. Ja, ek dink my laaste gedagte wat ek vir myself hier neergesit is skinder. Gaan nie net oor woorde nie, dit gaan oor ons hart. Ons weet dit, ons kom altyd terug na die hart toe, selfs in ons prediking. Ons wil met die hart praat, ons wil hartsverandering tot gevolg hê. So skinder gaan regtig oor ons hart. Ons moet ons harte ondersoek, ons moet ons harte voor die Here stel. En die oplossing is natuurlik Jesus Christus wat gekom het om vir ons 'n nuwe hart te gee en met 'n nuwe gesindheid te leef teenoor mense, selfs teenoor vyande. Hê jou vyande lief, soos in sy voorbeeld, hy het die ander wang gedraai, hy het nie teruggeslaan, teruggeskree, verder gaan skinder as oor hom geskinder is nie. En so, ons moet hier op die einde by Jesus Christus uitkom en by ons eie hart, wat aan die hart van die probleem is. Soos hulle baie keer sê, die probleem van die mens is die hart. Die hart van die probleem is die hart. En so, hoe praat ons, waarom praat ons, wat dryf ons, wat maak 'n storie vir ons interessant? Dis agter dit wat gewoonlik die ding lê. Ja, Jaco, my laaste opmerking in aansluiting by wat jy sê. Ons praat van hoe moet dit prakties hanteer word. Ek dink wat ook belangrik is, selfs al is jy te nagekom en al is jy heeltemal onskuldig in die saak, moet jy altyd jou hart bewaar en ook ondersoek. Het jy ook, want jy is ook 'n sondaar. Het jy dalk aandeel in 'n manier? So jy kan jouself maklik regverdig en sê, maar hier is van my gepraat. Maar dit gaan nou oor hoe moet jy verder optree en reageer om jou naaste nog steeds te beskerm en God se eer. En dan te vergewe. Dis moeilik, want jy is seer gemaak en is partymal publiek ook, publiek gemaak. So om dan werklik te gaan vergewe en sê, weet jy, ek skryf die skuld af wat teen my gepleeg is, omdat ek 'n Christen is. En in sekere gevalle, ons het net nou gevra, is daar gevalle waar jy moet stil bly? Ek dink jy moet bereken, wat gaan die effek wees as jy stil bly? Wat gaan die effek wees wanneer jy praat? En wat gaan die uitvloeisel daarvan wees? Jy kan nie alles probeer, of jy kan nie alles uiteensit nie, maar jy weet, en sê dit sal so of so verloop nie. Maar
jy kan min of meer kyk wat kan jy bereken, wat gaan min of meer die effek wees en waarteen moet jy waak. Dit is nie altyd goed om in alle gevalle te praat nie. Ja. Maar in sulke gevalle moet jy ook berus daarby dat God se geregtigheid sal geskied op sy tyd en daarby moet jy berus. Ja. So dis my laaste woorde daar in die episode in ons reeks van pastorale riglyne wat ons gee in terme van skinder en skinderstories en die media. Ons het nog 'n ding nie aangeraak aan die media nie, maar dit dat die media self ook baie keer sensasie soek in hulle opskrifte. So ons moet waak teen sulke dinge om dit nie dan net aan te stuur nie, maar eers te gaan ondersoek. En mag elke luisteraar dan ook hierin opnuut weer toegerus word vanuit die skrif om sake wat moeilik is en wat verhoudings betref te kan hanteer soos wat dit die Here eer en in lyn met die groot gebod. Mag die Here dan ook vir elkeen wat vassit in sulke situasies die wysheid gee deur sy gees oor hoe om te handel. Baie dankie en gesels gerus saam met ons op die platforms. Goeiedag, totsiens.